Goeienaand geliefdes in die Here Jesus Christus. Dit is weer 'n wonderlike geleentheid ook so met die volgende Pinkster boodskap. En mag die Here elkeen van u ook wonderlik seën in hierdie Pinkster tyd. Nou ons gaan vanaand so 'n bietjie kyk, net so oorsigtelik en kortliks. Ek gaan ons kyk na gawes en die verskeidenheid van gawes. Kom ons sê die groeperinge van gawes. Ons weet daar's natuurlik baie gawes in die skrif en om elke gawe te hanteer gaan 'n baie lang reeks wees. Maar ek wil net so vanaand kortliks kyk na die verskillende kategorieë of groeperinge van gawes. Ons teksgedeelte is 1 Korintiërs 12 en daar gaan ons lees verse 4 tot 6. Dis 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6. Maar voordat ek vir ons lees, kom ons sluit die oë in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Here, weer eens dankie vir die geleentheid, dankie vir die samesyn so, dankie vir u Gees wat u vir ons gee, die Heilige Gees wat ons ook saambind aan u, die Heilige Gees wat ons ook saambind aan mekaar. Baie dankie dat ons ook vanaand kan kyk na gawes en dankie Here vir die gawes wat u ook so vir ons skenk. Seën ons ook nou en lei ons deur die Gees, werk met elkeen van ons asseblief. Ek bid dit ook so in die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Geliefdes in die Here, ek lees graag vir ons 1 Korintiërs 12, verse 4 tot 6. Paulus natuurlik wat hy skryf en sê, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal bewerk. Ek herhaal vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Tot sover. Geliefdes in die Here Jesus Christus. Soos ek sê, ons gaan vanaand net so kortliks oorsigtelik kyk na die verskillende groeperinge van genadegawes. Soos wat ons nou ook hier gelees het, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes. Nou, interessant as ons kyk, kan 'n mens genadegawes in 3 groepe of 3 kategorieë ook opdeel. Nou, die eerste word deur baie misgekyk as gawes, maar ek gaan sommer dit noem algemene gawes. Nou, wat is algemene gawes? Algemene gawes is eintlik alles wat ons van die Here af ontvang. Alles wat nodig is in die algemene lewe. So alles wat ons het, besit, wat ons eet, wat ons drink, ons werke wat ons het, enige iets is 'n gawe of 'n geskenk van God af, nee. So as ons dit nog nie besef nie, wag net natuurlik tot alles weggeneem word, nee. En dan besef mens vinnig hoe nodig het ons vir die Here. En dat al hierdie dinge is gawes wat die Here eintlik vir ons skenk. Dis geskenke wat God vir ons gee. Dat ons is totaal afhanklik van God, van sy gawes, sy genadegawes, wat hy vir elkeen van ons gee, ook in die algemene lewe. So hier praat ons nou van dit wat ons het, en dit wat ons besit, en dit wat ons kan doen, ook hier op aarde, nee. Ons werke, veral in hierdie tyd waar ons leef, werke moeilik, om weer eens net te besef, dit is 'n gawe van God af, dat ons byvoorbeeld kan werk. Dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee. Nou die wonderlike van hierdie algemene gawes, is dat God gee dit ook vir gelowiges, en vir ongelowiges. Baie interessant. Matteus 5, wat dit ook vir ons onder andere bevestig. Dat die Here laat sy reën val oor die regverdige en die onregverdige, nee. So God sorg en voorsien vir die gelowige, maar ook vir die ongelowige. Natuurlik, ons as gelowiges eer God daarvoor. Ongelowiges eer nie vir God daarvoor en staan eintlik skuldig, of sal ek sê in die skuld by God, as te ware. So die eerste kategorie is algemene gawes, algemene dinge wat ons ontvang van die Here en in hierdie lewe wat ons ook so kan gebruik. Nou die volgende kategorie waarby ek graag ook wil stilstaan is die volgende lewensgawes, of ons praat sommer in die algemeen van talente. Talente is iets waarmee jy gebore word. Dis iets wat God vir jou gee van geboorte af. Nou ons weet talente, jy kan 'n talent hê vir musiek,
wiskunde, intelligensie, sportvermoë, redeneringsvermoë, vermoë om voor mense te kan optree, al hierdie tipe van aspekte in ons lewens is talente wat God vir ons gee. Dis lewensgawes wat ons nodig het ook om te funksioneer in hierdie lewe. Byvoorbeeld ons kyk na algemene gawes, iets soos 'n werk wat ons het. Nou jou talente is weer iets wat God vir jou gee, wat jy kan gebruik in jou werk en waar jy ook kan vooruitgaan, onder andere in jou werk, maar ook in die lewe in die algemeen. Alles wat jy in jou lewe ontvang, alles wat jou help in hierdie lewe en wat jou help om te presteer of help om te oorleef. Dis talente wat God vir elkeen van ons gee. Dit kom alles ook van die Here af. Nou hier ook dieselfde. Hierdie talente gee God vir gelowiges as ook vir ongelowiges. So ongelowiges ontvang ook hierdie talente van God af, maar weer eens, 'n ongelowige eer nie vir God daarvoor nie. Terwyl ons as gelowiges dit besef, erken en God eer vir talente, lewensgawes wat hy ook vir ons so skenk. Jy kan gerus gaan kyk na Romeine 1 ook, waar ook weer eens bevestig dat die ongelowige op die einde van die dag eer nie vir God, vir alles wat hy vir elkeen van ons ook so doen nie. So ons het gekyk, die eerste kategorie of groepering van gawes is algemene gawes. Die tweede kategorie is dan talente of lewensgawes. Die derde kategorie is natuurlik wat ons as gelowiges baie goed ken, en dis geestelike gawes. Geestelike gawes wat die Here vir ons gee. Nou geestelike gawes kom van God af, maar geestelike gawes wat dit anders maak as die ander twee groeperinge, is dat geestelike gawes word net gegee vir gelowiges. Ongelowiges het nie hierdie geestelike gawes nie. So geestelike gawes is iets van God af wat 'n besonderse geestelike effek het ook. Met ander woorde, dit word gegee deur die Heilige Gees met die doel om God se koninkryk uit te bou. Met die doel om God daardeur te eer natuurlik en ook volgens God se wil. So God gee hierdie geestelike gawes vir elkeen soos God dit wil gee. Maar belangrik, nou ons wonder baie keer, kry ons daai geestelike gawes natuurlik by die wedergeboorte, kry ons dit by die bekering, wanneer gebeur het, maar die feit van die saak is, ongelowiges het nie hierdie gawes nie. Dis net God se kinders wat hierdie geestelike gawes ook ontvang. Nou, wat ek hierby wil oordra ook, is ontdek jou gawes. Ontdek jou gawes. Natuurlik die algemene gawes, besef wat het die Here vir jou gegee in die algemene lewe, wees dankbaar daarvoor natuurlik, besef jou talente ook, ontwikkel jou talente, dank die Here daarvoor, maar in besonder jou geestelike gawes, ontdek die geestelike gawes wat God vir jou gee. Onthou, dis iets in totale afhanklikheid. So as jy jou gawes ook in die Here wil ontdek, dan moet jy besef jou afhanklikheid van God, jy gaan na God in gebed, jy bid daaroor, jy vra daaroor, nee. En kernbelangrik, ondersoek nou die skrifte ook. Kyk na die skrif en wat die skrif vir jou sê oor geestelike gawes, wat se gawes daar is byvoorbeeld, nee. Jy kan tekste gaan raadpleeg soos 1 Korintiërs 12, 13 en 14. Jy kan gaan kyk na Romeine 12, Efesiërs 4. Ons verskeie plekke waar die gawes ook vir ons genoem word en gegee word. So kern, ontdek daai gawes, besef die gawes wat ons het. Luister ook na die Gees natuurlik. Die Gees wat dit ook vir ons openbaar en wat dit ook vir ons bevestig deur medegelowiges. Medegelowiges kan baie keer na jou kom en sê, hoorie, maar ja, ek sien daai gawe by jou, né? So luister na die Gees en die Gees wat ook werk deur gelowiges. Kyk na die skrif, ondersoek die skrifte, maak dit 'n saak van gebed en ontdek so die geestelike gawes wat God ook vir elkeen van ons gee. Nou geliefdes in die Here, wanneer ons ook ons geestelike gawes ontdek het, is die volgende beginsel belangrik. Oefen daai geestelike gawe en ontwikkel daai geestelike gawe. Daar word onder andere daarvan ook getuig in die boek van Hebreërs, in Hebreërs 5, wat ook praat van die gawes wat ons inoefen, né? So met ander woorde, moenie jou geestelike gawes verwaarloos nie. Moenie dit wegsteek nie. Ontwikkel dit, gebruik dit. Hoe meer ons gebruik, hoe meer groei ons ook daarin.
So belangrik is om die ontdekking van geestelike gawes, maar dit moet nie daar bly nie, om daai geestelike gawes al meer te ontwikkel, ook in die Here. Nou, daar wil ek ook net vinnig sê, ja, mense kan leringe gee oor geestelike gawes en mense kan ander mense help deur die Gees natuurlik, maar op die einde van die dag is dit in jou verhouding met God, né? Om in God te groei en in God te groei in die gawes wat hy vir elkeen van ons gee. So onthou, God gee daai gawes, bid dit ook en vra, Here, help my dat ek hierdie gawe kan ontwikkel en verder en meer kan gebruik tot eer van God se naam ook. So moet dit nie verwaarloos nie, moet dit nie wegsteek nie, versterk dit en oefen die gawes ook in. Nou geliefdes in die Here, ek vat net so vinnig ook saam. Ons het gekyk na 3 groeperinge van gawes. Ons het sien daar's algemene gawes. Alles wat ons basies ontvang in hierdie lewe is gawes. Dis geskenke van God af, né? Ons het gekyk na talente, lewensgawes wat ons ontvang van geboorte af, ook iets van God af. Ons besef dat die algemene gawes as ook die talente gee God vir gelowiges en vir ongelowiges. Maar dan kry ons hierdie derde spesiale groepering van geestelike gawes wat net natuurlik deur God gegee word, maar deur die inwerking van die Heilige Gees en net gegee word vir kinders van God. Om hierdie gawes te ontdek en om hierdie gawes ook in te oefen. Wees ook dankbaar vir die Here. Wees dankbaar vir dit wat hy vir jou gee in die algemene lewe. Wees dankbaar vir jou talente wat jy het en wees baie dankbaar vir die geestelike gawes deur die Gees van God wat hy ook gee vir elkeen van ons. Moet dit nie verwaarloos nie. Oefen dit in, gebruik dit en mag ons op die einde van die dag deur ons algemene gawes, deur ons talente en deur ons geestelike gawes God se eer, wil en koninkryk soek. En mag ons leef in 'n lewe van dankbaarheid vir die Here. Soos Jakobus 1 sê, God is die gewer van die goeie gawes. Wees dankbaar teenoor die Here en mag die Here u seën ook in die gebruik van u gawes. Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons 'n gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus, Here, dankie dat ons soms so vinnig en kortliks samevattend 'n bietjie kan gesels oor die verskillende tipes gawes. Baie dankie dat u vir ons uit die woord ook bevestig, dat alles wat ons het in die lewe is 'n gawe van u af, dis 'n geskenk van u af. Ons besef nie altyd dis 'n gawe nie, maar dankie vir die algemene gawes wat u vir ons ook so gee. Baie dankie vir dit wat ons eet, dit wat ons kan drink. Baie dankie vir ons werke wat ons het, geliefdes in ons lewens, al hierdie dinge wat eintlik 'n wonderlike geskenk van u af is. 'n Algemene gawe. En ja, Here, ons weet hierdie gawe gee vir gelowig en ongelowig. En dankie Here ook vir ons talente waarmee ons gebore word, talente wat ons help om te presteer ook in die lewe, wat ons help om te oorleef in hierdie lewe. Dankie vir daai talente en dankie dat u dit ook gee vir gelowig en ongelowig daarso, Here. Maar in besonder wil ons u ook loof en prys en dank vir die geestelike gawes, besonderse gawes deur die Heilige Gees wat u gee vir u kinders. Help ons Here dat ons daai gawes ook sal ontdek deur die skrifte te bestudeer, deur in afhanklikheid in gebed na u toe te gaan. En ja Here, help ons dat ons sal luister na die Gees en ook die Gees deur gelowiges om hierdie gawes te kan ontdek. En Koning, help ons in besonder dat ons die geestelike gawes, ook talente, maar ook algemene gawes nie sal verwaarloos nie, Here. Dat ons dit sal gebruik tot eer en verheerliking van die wonderlike en heilige naam. Geef ons asseblief die wysheid, insig en kennis om hierdie gawes net verder te ontwikkel ook en hierdie gawes ook meer en meer in te oefen. Help ons Here dat ons nie daai gawes sal wegsteek nie, dat ons nie daai gawes sal verwaarloos nie. Here, ons wil U sommer net vanaand regtig loof en prys en eer vir al die moeite wat u doen met ons as mens. Die moeite deurdat u hierdie wonderlike geskenke vir elkeen van ons gee. Help ons Here dat ons hierdie gawes sal gebruik tot eer en verheerliking van die naam, tot die uitbou van u koninkryk en soeke na u wil. En dat ons dit waarlik sal gebruik in 'n lewe van dankbaarheid teenoor u. U wat die gewer is van al die goeie gawes. In die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie vir elkeen. Mag die Here u wonderlik seën met die gawes en gebruik dit om God se naam groot te maak.